Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, dis die 16de April, die jaar 2025, se lieflike dag deur almal geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom swakheid. Selfs die sterkste mens is een of ander tyd swak. Siekte, druk, bekommernisse, teleurstelling, stres maak ons geestelik, emosioneel en fisiek swak. Dan kom die ouderdom met swakheid as vernoot. Die swak mens kan baie beloftes in die woord van God gaan naslaan. Tye van swaar kry en swakheid is maar net die skadu van God se vleuels. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. Kom ons lees hierso op Psalm 12 verse 6 tot 9. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag. Halleluja. Die woord van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. U, o Here, sal hulle bewaar. U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry, wys die mensekinders. Dan Jesaja 40 verse 26 tot 31. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte, en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie, halleluja. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby? Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die einde van die aardes. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. En hulle wandel en hulle word nie mat nie. Halleluja, God is ons sterkte, uit onsself uit kan ons niks doen nie. Matteus 26 verse 40 en 41. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dan Romeine 8 verse 3 en 4 en vers 26. Want God het vir die wat die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Vir die wat vir die wet onmoontlik was, kragteloos deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar deur die gees. In vers 26, en net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge, halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer, Here, want wanneer ons swak is, weet ons, Here, U kom in U krag, in U volheid, in U mag. Here, U kom lig ons net weer op. Dankie, Here, dat U ons sterk maak. Ons kan nie onsself sterk maak nie, maar U gee vir ons die nuwe krag en die ywer om elke dag aan te pak, elke dag se probleme, elke dag se eindelose goed wat ons in die gesig staar. Here, is U daar met ons. U hou ons hand, U hou ons styf vas, U lei ons, U leer ons. Here, baie dankie dat wanneer ons voel, my arms hang so 'n bietjie slap hier langs my sye, Here, dan kom U, en U kom lig ons net weer eens op, en ons voel sommer net onmiddellik hoe U krag deur ons vloei, en ons wil net vir U sê dankie, Here, dankie dat U ons deurdra. Amen en amen.